Shalom almal. Welkom by 'n spesiale Mekrot op die Heilige Berg in Afrika. Ons is hier in die land van die Lemba-stam, die Joodse stam. En hulle het my gevra of dit vir my 'n eer sal wees om vandag die onderrig van Mekrot van hul berg af te doen. So hier gaan ons. Dit is 'n spesiale Mekrot op 'n plek waar die sinagoge van ons Joodse mense sal staan. Ons is besig om die boek Bamidbar af te sluit. En in die Torah gedeelte hierdie week staan Israel op die punt van oorlog teen Midian. Baie soortgelyk aan waarmee ons nou te doen het. Dis 'n heilige oorlog. Ons kan iets belangriks leer wat verbind wat ons in die boek Numeri hoofstuk 31 vind met die woorde van Rav Shaul in die Brit Haggadashah. Jy sien aan die begin van die parasha, toe Israel oorlog toe gaan, het God vir Moshe beveel om 1000 mense, let mooi op na die getalle, 1000 mense uit elke stam te neem. Dit is 'n betekenisvolle getal. Jy sien, daar is 12 stamme, wat beteken dat hy 12.000 mense neem om teen Midian te veg. Ons weet dat in hierdie oorlog, soos die Torah vir ons leer, niemand seer gekry het nie. Dit is ook baie belangrik en baie betekenisvol. Ek wil hê jy moet aandag gee aan al hierdie feite. Later in die Numeri hoofstuk. Verskoon my, Numeri hoofstuk 31, sê hy iets baie belangrik vir Moshe. Hy sê, ek wil hê jy moet 1/50ste neem van al die mense, van al die stuksvee, en dit as 'n oorblyfsel aan my wy. Daar is 'n belangrike beginsel hier. Hoekom is die getal 1/50 so belangrik? Rabbi Lichtenstein, in sy kommentaar op die boek Openbaring, 'n ortodokse rabbi wat Yeshua leer ken het vir ons verduidelik dat die getal 1/50 die getal van die woord teruma is. Dit is jou woord vir vandag, teruma. Teruma kom van die woord ram, wat beteken om te verhef, om op te lig. En hy het dit verbind met die boek Openbaring en wel ook die boek Romeine. In Romeine 11:16 sê Shaul dat as die teruma heilig is, die hele deeg heilig sal wees. Wat beteken dit in die konteks van die Torah? As die teruma, wat presies 1/50 is, heilig sal wees, sal die hele Israel die voordeel ontvang. Jy sien, daar was 600.000 van die Israeliete in die wildernis. En ons het presies 12.000 van hulle geneem vir die oorlog teen Midian. Dit is betekenisvol en belangrik, want as jy 12.000 deur 600.000 deel, kry jy presies die syfer van 2%. Jy sien, dit is ons roeping vandag. Hoe kom Rite na die wêreld? Die verdienstelikheid kom na die wêreld deur die teruma. 'n ander woord vir teruma is die woord oorblyfsel. Onlangs het ek met ons broers uit China, Korea en die broers in Afrika tyd spandeer, terwyl daar baie wetteloosheid en goddeloosheid om ons is. Laat ek jou iets vertel. As jy deel word van hierdie teruma, deel van die oorblyfsel, dan bewerkstellig jy in werklikheid verdienste, selfs vir die wat nie glo nie. Dis die manier en die reël van Klal Israel. Die oorblyfsel wat heilig is, bring verdienste selfs vir die wat onheilig is rondom hulle. Wees 'n oorblyfsel en wees deel van hierdie wonderlike beginsel wat God vir ons leer. Sonder jouself uit. En dit geld ook vir jou familie. Selfs al het jy onheilige en goddelose mense in jou familie. Raai wat? Jy moet die oorblyfsel wees. Jy moet daardie 2% wees wat verdienste bring aan almal rondom jou. Wat 'n pragtige beginsel vir ons vandag in Mekrot. Vanaf die heilige berg bid ek dat julle hierdie groot oorblyfsel sal wees. Shalom almal.